Loof die Here. In the presence of the Lord there is peace. In the presence of the Lord there is healing. In the presence of the Lord there is victory, there is provision. All that we need because of His presence. Loof die Here. Ons het daai liedjie nou gesing van miracles and miracles. Da 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 miracles. Groot miracles, klein miracles. Maar dis alles deur die genade, deur die kruis, deur die bloed, en jy kan die Here aanroep in die dag van benoudheid en hy help jou uit. Sê saam met my amen. Loof die Here. Werner, kom getuig vir ons broeder. A miracle. A living miracle. Kom staan saam met my. Dani, dankie vir die geleentheid. Môre almal. Hierdie is die Here se storie. Ek het 'n klein rolletjie gespeel in hierdie hele affære. Meestal het ek net daar gelê. Op die 11de Januarie was ek besig om fiets te ry. En net om dit vroeër te begin, ek het die donderdag ook gery. Ek het die 94 gery en ek is nou besig om te oefen vir die August of die Cape Cycle Tour. En die donderdag het ek gery en ek het toe ek aan die einde kom, toe sien ek my tyd is baie swak en my gemiddelde spoed is baie stadig. En ek voel nie goed nie. Maar die Saterdag toe gaan ry ek weer en die eerste 2 ure gaan dit toe goed en ek ry redelik vinniger as die donderdag. Maar teen 'n bult op wat ek weet my hartklop met 140 na 145 wees. Toe kyk ek en ek voel ek is baie moeg en my hartklop is 110 en hy is besig om af te kom. En my eerste gedagte is, ag, hierdie nuwe Garmin is seker nou weer stikkend. Maar ek het bo by die bult gekom en ek het gedag dat ek net by my kar kom want hier is groot fout. En 2 kilometer later, toe weet ek as ek nie nou afklim nie, gaan ek afval. En ek klim af en ek slaan neer in die gras langs die pad. Nou is dit 8 uur die oggend, ek het 6 uur begin, dit reën, die voorspelling was vir reën die hele dag lank. Ek is papnat en die eerste ou wat by my stop, hier is die eerste wonderwerk, is 'n mediese dokter. Hy en 2 van sy maats het gery en hy het gesien daar's fout en hy stop. En ek het dit nie gehoor nie, maar hy sê vir sy maats dis 'n hartaanval of 'n stroke. Op dieselfde oomblik kom maar 'n man met 'n bakkie verbygery. Ons het met hom ontmoet vir koffie omtrent 'n maand gelede, hy en sy vrou. En hy sê vir my, die Heilige Gees het hom gesê, draai om. Nou daar staan klaar 3 mense daar, wat sal hy nou nog wil kom help? Maar hy draai om, want hy's gehoorsaam aan die stem van die Here, en hy stop. En die dokter sê vir hom, kan jy hierdie ou by die hospitaal kry? Hier's groot probleme. En hulle laai my in die double cab, nou goed. Die storie is, daai oggend sê hierdie ou se vrou vir hom, sy wil gaan fietsry. Toe sê hy, ek sê jou kredel toe vat om te gaan ry, maar ek gaan nie ry nie, dit gaan nat wees vandag. Hierdie ou het 'n gevorderde bestuurslisensie, en hy kan ook CPR doen. Nou laai hy my in die bakkie en hy laat vaai hospitaal toe. En sy vrou sê vir hom op die pad, hierdie man het opgehou asemhaal en ek kan glad nie 'n hartklop kry nie. En hy verduidelik vir haar hoe om CPR te doen. En sy is daar besig met my. Die arme vrou was so getraumatiseer. Sy was Sondagoggend die eerste ding in die hospitaal om te kyk of ek lewe. Want sy is nou bang, sy het nie genoeg gedoen of hard genoeg gedruk of te sag gedruk. In elk geval, hierdie man met sy bestuursvermoë wat in die nat weer kan ry, ek het 8 uur die aanval gehad en 20 oor 8 toe ek in die hospitaal. 5 minute langer was ek dood gewees. Toe ek by die hospitaal kom, toe is ons selleier klaar daar, want die ketting het geloop, en toe hulle my opkoppel, toe is my hart op 21, en toe gaan staan my hart weer. En hulle moes my toe 4 keer skok om my hart weer in die gang te kry. Ek weet van hierdie hele storie niks nie, behalwe dat ek het geskree met hierdie skokke, dit is baie seer. Ek sê, wat doen julle? Julle maak my seer. Maar natuurlik het ek niks gesê nie, ek was heeltemal uit gewees. En lang storie kort, 3 stente, ons het nou by die kardioloog gehoor, dis 'n baie
uitsonderlike ene, want al 3 die hoofslagare was geblok gewees, die ene 100%. Hy sê, dit gebeur nie baie dat al 3 geblok is nie. Die statistiek sê, die moontlikheid van so 'n hartaanval wat buite 'n hospitaal gebeur, die oorlewingssyfer is onder 5%. So die feit dat ek hier staan, is net die Here se genade. Maar die einde van hierdie storie is, ek bid toe, want ek is toe in die ICU, en die volgende dag toe is ek huis toe. Maar ek bid toe, ek sê, Here, ek is 73, ek is baie dankbaar dat ek hier is, maar hoekom? Daar moet nog 'n doel wees, wat bly oor vir my, wat moet ek doen? En in die oggend as ek my stilte tyd hou, skryf ek die gedeelte uit wat ek lees. En ek is besig daai oggend in Psalm 138. En vers 8 sê, But God will fulfill his purpose in your life. Ek sê, Here, die druk is af van my af. Die volgende lyntjie van daai vers sê, His loving kindness endures forever. En die laaste lyntjie sê, But you continue in the works that you're doing. So daar's iets, die Here doen die groot werk, en hy sê, gaan jy net aan om my te gehoorsaam en die goed te doen wat ek sê. So die feit dat ek hier is menslik gesproke amper onmoontlik, maar hier is ek. Prys die Here. Prys die Here. Halleluja. Dankie Werner. Bless you brother. Halleluja. 'n Mens is nie altyd bewus wat in jou eie liggaam aangaan nie. En dat die Here se genade so groot is. Dit is net wonderlik om te dink dat God weet van jou, hy weet waar jy is. Hy weet wat jou omstandighede, hy weet waar jy gaan wees, op watter tyd, of jy op 'n fiets gaan wees, in 'n kar gaan wees, in 'n vliegtuig gaan wees. En net om met die Here 'n pad te loop. En om te weet dat die oë van die Here is op die regverdiges, en hy's op die gebede van die regverdiges. Die Here hoor ons gebed. Prys sy wonderlike naam. Nou ja,